Goeiedag geliefde, ek hoop jy is geseën sover hierdie week en veral deur die reeks oor vryheid in God se teenwoordigheid. Nou hierdie week gesels ons oor hierdie vryheid wat ons leer ken deur die Heilige Gees meer ruimte te gee in ons lewens. En vandag wil ek met jou gesels oor hoe ons hierdie vryheid daagliks kan uitleef. Want vryheid is nie net 'n konsep nie, ons het dit al reeds gesê, dit is 'n manier van leef, dit is 'n lewensritme, 'n lewensreis. Dis nie 'n eenmalige ding nie, dis iets waaraan ons daagliks moet wandel. Nou baie mense, hulle wonder, as ek in Christus vry is, hoekom voel ek soms dan steeds vasgevang? Nou die antwoord is eintlik eenvoudig. Ek en jy, moet kies om in daardie vryheid, moet ons leer wandel. Jesus self sê in Johannes 8 vers 36, hy sê, as die Seun julle vrygemaak het, is julle waarlik vry. Nou geliefde, dit beteken vryheid is nie net iets wat ons ontvang nie, dit is iets waarin ons bewustelik moet leef. Dink aan iemand wat byvoorbeeld 'n groot erfporsie ontvang het, maar steeds soos 'n arm persoon leef, omdat hulle nie besef wat hulle het nie. Ek dink dan aan iemand wat miskien jy daai ryk jy sê agter klein neef van een of ander persoon daar in Europa, en die persoon het niemand oor nie, en iewers hulle los 'n massiewe erfporsie, en iewers spore prokureer jy op en sê, hey Piet, is jy so en jy dink, man, dis dit een of ander scam of 'n telemarketer, en jy sit daai foon neer en oor probeer hulle jou in die hande kry. Meantime, jy is 'n multimiljonêr, maar jy weet dit net nie. So baie mense se geestelike lewens lyk presies so. Ons het hierdie vryheid, hierdie erfporsie, maar ons weet nie daarvan nie. Nou net so is daar baie gelowiges. Hulle is vrygemaak, maar steeds leef hulle asof hulle vasgevang is. Daarom moet ons elke dag, ek en jy, ons moet 'n keuse maak om volgens die vryheid te leef wat Christus reeds vir ons gegee het. Nou, die vraag is, leef jy asof jy werklik vry is, of laat jy toe dat jou ou denke en jou ou gewoontes jou heeltyd terugvat na daai tronk waarvan ek gepraat het gister? Wat is een gebied in jou lewe waar jy die Here se vryheid nodig het, Daar waar jy voel, hierdie ou gewoonte, hierdie manier moet ek afgee, ek moet dit weggee, ek moet die Here vertrou. En dan hoe kan jy daagliks 'n keuse maak om in God se vryheid te wandel? So, herinner jouself elke dag aan God se waarheid. En wat is daai waarheid? Vandag se waarheid is Johannes 8 vers 36, wat sê, as die Seun van God jou vrygemaak het, is jy werklik vry. Prakties kan ek ook vir sê, ek en jy moet dinge vermy wat ons terugtrek na 'n slaafse manier van leef en dink. Dalk is dit toksiese gedagtes of slegte gewoontes of moontlik verkeerde invloede. Geliefde, ek en jy moet leer om te leef in afhanklikheid van die Heilige Gees. Daarom wil ek jou aanmoedig, bid en vra hom om jou te lei en te herinner aan jou vryheid in Christus. God het jou geroep, en hy het my geroep om in sy vryheid te leef, nie om 'n slaaf van jou verlede, van sonde of van vrees te wees nie. Daarom moet ons 'n besluit vandag maak om in sy vryheid te wandel. Waar die Gees van die Here is daar vryheid, en daardie vryheid is vir jou. So maak seker, geliefde, dat ek en jy leer om daai vryheid oor ons lewens te bely, sodat ons kan belyn met die vryheid wat die Gees van die Here vir ons wil gee. Môre skakel ons in met ons laaste dag vir die week, dit is dag 6, waar ons gaan gesels oor die gedagte dat ons word getransformeer van glorie tot glorie, die werklike pad tot vryheid, en ek hoop jy sal dit nie mis nie. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die reis alreeds hierdie week, waar ons leer om dieper in te kyk in die vryheid wat Christus vir ons bewerk het as u kinders. En my gebed vandag, Vader, is baie eenvoudig. Help ons om deur die Heilige Gees se leiding getransformeer te word, om meer te word soos Jesus, sodat ons leer, in die proses soos ons leer, om leuns te vervang met waarheid. Een leuen vir 'n waarheid, nog 'n leuen vir 'n waarheid, en dat ons later so gevul word met soveel waarhede van God, dat ons lewens radikaal anders sal lyk, dat dit sal skyn van die heerlikheid van die Here. Dis my gebed vir ons almal vandag, in die mooi naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Geliefde, ek sien jou môre vir ons laaste oordeenking van die week. Gaan in vrede, totsiens.